Goeiedag geliefdes van ons Here Jesus Christus. Ek is Dominee Jacques Paul van die APK de la Rywel en Stella. En vanoggend kom vertel ek vir u van die wonderlike nuus. Ons gaan bruilof hou. Ons lees saam uit Matteus 22 vanaf vers 1. En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het. En sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie. Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap: Sê vir die genooides: Kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag, en alles is gereed. Kom na die bruilof. Geliefdes, ons gaan net so ver lees in hierdie oggend. Salig is elkeen wat die woord van God hoor, dit in sy hart bewaar. Geliefdes, as ons na 'n bruilof kyk, besef ons dat daar is baie dinge wat moet gebeur in die reëlingstydperk van hierdie bruilof. Daar moet 'n plek wees waar die bruilof gevier gaan word, iemand om die seremonie te doen en die egpaar in die huwelik te bevestig. Daar moet uitnodigings uitgestuur word en getalle gekry word om kos te berei vir die feesmaal wat rondom die bruilof ook gepaard gaan. En so sien ons dat daar verskeie dinge is wat in plek moet wees. En ons teksgedeelte praat daarvan dat die gasheer, die koning, het vir sy seun se bruilof die beeste geslag, die vetgemaakte vee berei en alles was gereed gewees met die groot bruilof. Maar ons moet besef dat die bruilof waarvan hier gepraat word is nie sommer net nog 'n troue waar dat toe 'n mens gaan nie. Nee, dit word vergelyk met die koninkryk van God en die bruilof. En daarom moet ons besef dat hier gepraat word van die bruilof van die lam. Daar waar die gelowiges saam met Jesus ook sal aansit, saam die feesviering sal vier van die samevoeging, die bymekaar kom van Christus wat die bruidegom is en die kerk as sy bruid. Maar voordat 'n mens daar kan kom, is daar 'n klomp goed wat in plek moet wees. Daar is 'n klomp voorbereidings wat gedoen moet word. En die eerste een is reeds gedoen, die belangrike een. Jesus moes kom en hy moes as offer kom betaal. Hy moes die lam gewees het wat geslag is om uiteindelik die voorbereiding van die feesmaal in plek te stel. Net so moes hy opgevaar het na die hemel, waar hy aan die regterhand van God sit. En as hy opvaar, dan sê hy vir die disippels ook dat hy gaan om 'n plek te gaan berei vir die wat volg. Ja, hy het alles gedoen om alles in plek te hê, sodat die bruilof in gereedheid is vir die gaste om te kom en aan te kom sit. So het hy, wat die Seun van God is, gekom om ook alles hier op aarde in plek te stel, sodat ons eendag by die bruilof van die lam kan aansit. Liefdes, en dit is 'n vreugdevolle boodskap wat ons ook hoor, as daar in Openbaring gepraat word van die bruilof van die lam en hoe die genooides salig moet wees, omdat hulle kan aansit by die tafel van die Here. En hoe wonderlik is dit dat elke keer as ons by 'n nagmaaltafel aansit, ons herinner word juis aan die nagmaal, aan die bruilof van die lam. En ons met groot opgewondenheid uitsien om eendag saam met die Here daarby te kan aansit. Mag vanoggend u ook herinner dat die voorbereidings gedoen word, die uitnodiging uitgestuur is, en dat u in gereedheid moet lewe ook vir die dag as die bruilof aanbreek. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat u die bruidegom vir ons gestuur het, dat hy mens geword het en hier op aarde kom leef het as die vervolmaking van die beeld van God. Ja, dat hy sonder sonde was, die vlekkelose lam wat geslag is, Here, en die voorbereiding kom doen het, sodat ons ook by die bruilofsmaal kan aansit. Here, dankie dat hy vir ons die plek voorberei daar by u, sodat wanneer die bruilof in gereedheid is en u ons kan roep, dat ons spoedig kan kom, Here, en kan aansit by die bruilofsmaal en saam met u kan fees vier, omdat die bruidskerk haar bruidegom ook gekry het. Here, ek bid dat u met elkeen van ons sal gaan wat deel is van die liggaam. Here, dat ons ook in voorbereiding sal wees vir die dag wat die bruilof aanbreek. Dat ons gereed sal wees om aan te sit by die tafel. Here, en gereed kan wees om saam met u in die bruilofsaal in te gaan. Here, ek bid vir ons elke een. Here, u ken elke persoon se striweling in hulle lewens.
U ken die stryd wat hulle stry. Here, gee hulle die nodige krag en wysheid en kennis om dit ook in U te kan uitleef. Here, daarom bid ek vir elkeen wat vandag ook na U woord geluister het. Here, wees al naby en omvou hulle met U vaderlike liefde elke dag. Dit bid ons nie in onsself nie, maar ons bid in naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek hoop U het 'n geseënde dag en mag die Here U dra daar waar U gaan. Totsiens.